Goeienaand en welkom by ons aandgesprekke vanuit die Psalms. Vir die volgende 2 aande, Psalm 95. Kom aanbid die Here. 'n Mens voel die opgewondenheid en die entoesiasme van die volk onder leiding van die priesters. Mens voel dit aan wanneer hulle na die groot fees in Jerusalem optrek om die Here te ontmoet. In die voorhof van die tempel kom hulle by mekaar. Die priester roep hulle tot beweging. Kom, laat ons jubel tot eer van die Here. Laat ons juig oor die rots by wie ons redding vind. Laat ons na hom toe gaan met lof. Laat ons hom toejuig met lofgesange. En die volk respondeer, want die Here is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is syne, hy het dit gemaak, sy hande het dit gevorm. En dan roep die priesters weer, kom val in eerbetoon voor hom neer, kom buig, kom kniel voor die Here ons Skepper. En die volk respondeer, hy is ons God, en ons is sy volk, sy kudde, sy skape, deur sy hand versorg. Soms wonder ek oor ons opgewondenheid om die Here in eredienste te ontmoet. Soms wonder ek of ons die geweldige voorreg besef, dat ons as nietige mense Sondag kan saamkom en in vryheid ons Here ontmoet. Soms soek ek na die entoesiasme by myself en by die mense om my. Ons mag tog nooit gewoond raak aan die voorreg nie. Dit mag tog nie 'n koue routine word nie. Dit mag mos nie pligpleging word om die Here te ontmoet nie. Hoekom sal ons dit nie doen nie? Daar is oorvloed rede om hom te aanbid. Hy is ons rots, hy is die magtige God, die groot koning oor al die gode. Die dieptes van die aarde behoort aan hom, die kruine van die berge is syne, die see is ook syne, en hy is ons God en ons is sy volk. Ons word deur sy hand versorg. Hierdie woorde van die Psalm bevat soveel eredienste, soveel elemente van wat ons in ons eredienste ook nog doen. Dit gaan oor die ontmoeting met die Here. En daarom word hierdie woorde soms in die erediens as 'n openlike verklaring, as 'n votum gebruik. Dit gaan oor lofprysing. God moet geloof word as die groot koning, die Skepper en ons God en ons herder. Dit gaan oor verootmoediging. Ons val in eerbetoon, ons buig, ons kniel, met totale oorgawe en nederigheid kom ons na hom. Dit gaan oor geloofsbelydenis. Ons kom bely teenoor onsself, ander mense en die Here, dat hy ons God is, dat hy ons herder is, en dat hy ons kom versorg. Mag hierdie Psalm ons opwek tot entoesiastiese aanbidding van die Here, tot 'n opgewondenheid wat van ons af uitstraal en aansteeklik word vir ander. Mag dit word soos die Here deur Sagaria geprofeteer het. Hoofstuk 8 vers 20. So sê die Here die Almagtige, volke sal kom, inwoners van baie stede. Die inwoners van die een stad sal na die van die volgende toe gaan en elkeen sal sê, kom ons gaan raadpleeg die Here. Ons gaan vra na die wil van die Here die Almagtige. Ek gaan ook. Baie volke sal kom, groot nasies, om in Jerusalem na die wil van die Here die Almagtige te vra, om hom te raadpleeg. So sê die Here die Almagtige, daardie tyd sal uit al die nasies 10 man, 1 Judeër aan sy klere gryp en sê, ons wil met julle saamgaan, want ons het gehoor, God is by julle. Kom daarom, laat ons jubel, kom, laat ons juig, kom ons buig, kom ons val in eerbetoon voor hom neer. Kom saam, ek gaan ook. Goeienaand.